Welkom terug en vandag is ons by les 23 en dit sê ek kan ontsnap aan die wêreld wat ek sien deur aanvalsgedagtes op te gee. 'n Sentrale uitgangspunt van 'n Course in Miracles wat les 23 ten volle en direk omhels, is dat die oorsaak van ons verlies aan vrede, of dit nou vorm aanneem of depressie, angs, woede of vrees, altyd ons gedagtes is. Dit is nooit iets buite onsself nie. Dit is nie die wêreld wat ons sien nie. Die wêreld wat ons sien is basies 'n beeld. 'n Beeld wat bevat wat ons daarin geplaas het. Vrees, skuld, haat, woede, angs. En so neem ons die wêreld waar wat gebaseer is op aanval en ons voel kwesbaar binne daardie wêreld. Soveel van ons menslike ervaring gaan daaroor om die uiterlike wêreld te probeer verander. Verhoudings aanpas, gedrag verander, trek na 'n nuwe plek, 'n nuwe werk kry, meer geld verdien, of meer skenk, of meer vrywillig werk. Maar die kursus vereenvoudig alles deur vir ons te sê, die oorsaak van jou pyn, van jou verlies aan vrede, is jou gedagtes. En daarom gaan ons saam met ons gedagtes werk. Die vroeë lesse volg 'n eenvoudige proses in 2 stappe. Eerstens word ons uitgenooi om hierdie waarheid te oorweeg, om in kontak te kom met ons gedagtes, om hulle krag waar te neem, om te besef hoeveel in ons ervaring eintlik op die vlak van denke plaasvind. En tweedens, om gewillig te raak om dit los te laat, om te sê, ek wil dit nie meer hê nie. Ek is bereid om 'n nuwe ervaring toe te laat. Ek wil nie meer vasklou aan hierdie gedagtes van vrees en skuld nie. Ek wil nie meer so kwesbaar voel in die wêreld nie. Ek wil nie elke broer en suster as 'n potensiële vyand sien nie. Ek wil nie met almal onderhandel vir liefde nie. Ek wil iets anders hê. En die kursus sê met 'n oop hart, dis wonderlik, dis presies wat nodig is. Hier is hoe ons dit doen. Ons besef dat die oorsaak van die pyn binne ons lê, in ons gedagtes, en dat ons daardie gedagtes moet loslaat. Les 23 is pragtig in sy eenvoud. Dit herinner ons in een sin. Ons taak is om die krag van ons denke te herken, en dan gewillig te wees om dit neer te lê. Dis al. Die res word deur God gedoen. Die res is reeds gedoen. Dit is deel van wie en wat ons is in die skepping. Ons gedagtes is reeds vervang. Die wêreld wat ons sien is nie werklik nie. Die manier waarop ons sien is verward. Alles is reeds genees. Alles is reeds heel. Jou enigste taak is om op te daag en te sê, ek is bereid om gesond te word. Ek is bereid om genees te word. Dis waaroor dit gaan. Daardie vlak van oorgawe. Daardie vlak van bereidwilligheid om genees te word. Jy hoef nie self die liefde in die wêreld te probeer soek of afdwing nie. Jy hoef nie eers 'n nuwe manier van dink uit te vind nie. Dis reeds gegee. Al wat van ons gevra word, is om die ou maniere los te laat. En dit begin deur ons pyn te erken. Dit begin deur ons innerlike angs raak te sien. Ons gevoel van vervreemding, die teenstrydighede, die konstante verandering wat ons sien. En dan net soos Bill Thetford een keer vir Helen Schucman gesê het, toe 'n Course in Miracles begin het, daar moet 'n ander manier wees. En daar is. Die kursus is daardie manier, soos Helen later besef het. Les 23 is een van daardie sagte, deernisvolle oomblikke in die kursus, waar ons stil kan sê, ek wil 'n ander manier hê. En ons begin kontak maak met die krag van denke. Ons begin besef, ons hou nie van die effekte van ons gedagtes nie, en daarom is ons bereid om hulle neer te lê. Ons herinner onsself in les 23 daaraan dat daar 'n ander manier is, en dat ons dit nie hoef uit te vind nie. Ons hoef dit nie self waar te maak nie. Dit is alreeds gegee. Ons is soos kinders wat op Kersfeesoggend geskenke oopmaak. Die geskenk is reeds gegee. Ons taak is net om dit te ontvang. Wees in vrede. Ken liefde. Herinnering aan vreugde. Daar is niks anders om voor te vra nie. Niks anders wat ons wil hê nie. En dit is alreeds gegee.
Dankie dat jy hier is. Onthou om die les te oefen. Vergewe, sien anders, leef in lig.